Vandag is dag 1 van die lockdown. En dalk voel jy bly om weg te wees van die werk, gedwing om te rus in jou gesin te sien, net asem te haal vir 'n slag, om tot stilstand te kom. Maar dalk is jy bang en onseker, bang vir môre, want jy weet nie wat gaan gebeur nie. Onseker of jy nie maar nog 'n brood of nog 'n boks pap in jou trolly moes laai nie. Dalk is jy alleen en jy weet nie hoe jy 21 dae op jou eie gaan oorleef nie. Hierdie is 'n eerste vir meeste van ons. Lockdown, isolasie en om nie weg te hardloop van die mense saam met wie jy leef en 'n huis deel nie. So hoe help die Bybel ons hiermee? Nou voor jy die Bybel gryp en vir Noag in sy eie lockdown in die ark lees dat die sweet spat, kom ons neem 'n tree terug en onthou eers weer wat ons glo oor die woord van God. Nou dit is God se woord en God is 'n God wat praat. Paulus skryf in Timoteus 2 Timoteus 3 vers 16 dat die hele skrif deur God geïnspireer is. Die enigste plek in die Bybel waar ons hierdie woord geïnspireerd vind is hier. In die Grieks is dit 2 woorde wat saamgesit is. Theos wat God beteken en neo wat om asem te haal beteken. Die woord is God se asem. God's breathing. Die woord vir asem is dieselfde woord wat gees beteken. Nou met baie woorde in die antieke tale werk dit so. Dis een woord met 2 betekenisse. So, inspireer. Dit is die ingaan van God se asem, van sy gees. Dit is lewend. Die woord is lewend en daarom is die woord in hierdie tyd vir ons 'n troos. Een van die gevare wat ons oral hoor oor COVID-19 is longontsteking, pneumonia. Nou die woord asem kom van die woord pneumonia af. Om nie te kan asemhaal nie, dit maak ons bang. Dit maak ons benoud en dit laat ons voel of ons nie kan asemhaal nie. En daarom vind ons troos in God se woord, want God vul ons met sy gees, met sy teenwoordigheid, letterlik met sy asem. God vul ons, soos in Genesis, as God grond opskep en daarin lewensasem blaas. God is hier en dit is ons troos. Hy is aan die werk tussen ons en in ons. En as jy twyfel, onthou, die Bybel bevestig op meer as een plek vir ons, dat die lewe 'n goeie plek is. Dis heilig, die lewe is 'n gawe van God. Dis maklik om in hierdie tyd sinies en krities te raak. Selfsug steek oral sy kop uit. Maar die Bybel help ons om te onthou dat hierdie lewe waarin ons lewe is. Hier is ons wakker en dit maak saak wat ons doen met mekaar en met ons tyd. Tweede bevestig die Bybel dat hoe jy reageer op hierdie geskenk van die lewe is belangrik. Daar is baie redes rondom ons elke dag om ons te oortuig dat ons nie saak maak nie en dat ons keuses nie 'n invloed het nie, dat niks wat ons doen help nie, maar dit is nie die waarheid nie. Soos met COVID-19 sien ons dat ons elkeen saak maak. Ons mag dalk individue wees, maar God het ons geskep en gegee aan mekaar. Ons is saamgevoeg en dit is 'n voorreg, maar ook 'n verantwoordelikheid. En nou, meer as ooit, moet ons saamwerk as een. So in hierdie tyd wat jy by die huis is, lees jou Bybel, bid en laat die asem van God jou vul, jou troos en jou hoop gee, want God is by jou en God is nie stil nie.